Goeiemôre, dis dan 1 Mei 2025, lesing 272, die groot Johannes Evangelie boek 2. Net voor ons nou gaan lees is aan die see, die 47ste Psalm van Dawid, hoofstuk 158. Wil ek en Erna net namens ons familie vir almal dankie sê vir ons medelee wense gestuur het en sterkte toegewens het. Baie dankie, dit is so baie dat ek het nie eens alles sal kan antwoord nie, so ek doen het nou op die lesing, dan die meeste mense daarom dit gehoor. Baie, baie dankie. En het is hartseer, ons het 'n suster verloor, ons het ons skoolhoof verloor, maar Vader weet die beste, want sy het nie 'n lewe gehad, wat sy kon soos ons opstaan en rondloop, nie, sy moes in die bed lê, en dit was nie 'n lewe nie. Waar sy nou 'n lewe het, weet ons, is al daai dinge is verby, is agter. So 'n mens moet maar, vir 'n kind van die hemelse Vader, is dit nie eintlik 'n groot tragedie nie. Dit is 'n jeuglike tyd, maar jy gaan hartseer voel, want dit is soos iemand wat ver weg gaan, wat jy nie weer gaan sien nie, of nie gou weer nie. Baie dankie. Gaan nou aan met Joshua se verhaal. Hulle is nou weg daar uit Ebal se herberg op pad na die skip toe. Ons tref die 8 bemanningslede juis aan terwyl hulle die psalms van Dawid lees. Toe hulle ons sien, staan hulle van die grond af op, begroet ons, en hulle leier kom na my toe en sê: Meester, slegs U sou ons hiermee kan help. Gister teen die aand het 'n groepie fariseërs en skrifgeleerdes na ons toe gekom en eis 'n oorvaart na Zebulon en Gerasa. En ons weier hulle dit deur te sê dat ons geen eienaars, maar slegs knegte is en nou op die voorsabbat die psalms moet lees. Toe vra 'n jong skrifgeleerde 'n rol van die psalms, soek die 47ste psalm op en lees. Juig met die hande alle volke, juig voor Elohim met blye geskal, want Jahwe die Allerhoogste is oormagtig, 'n groot koning op die hele aardbodem. Hy sal alle volke dwing om ons te gehoorsaam en die mense in ons hand gee. Hy kies vir ons as erfdeel die trots van Jakob wat hy liefhet. Elohim styg op onder gejuig en helder basyn geskal vir Jahwe. Sing die lof van Elohim. Sing die lof van ons koning. Want Elohim is koning op die hele aardbodem. Wees dus so verstandig om hom lof te sing. Elohim is ook koning oor al die heidene. Elohim sit op sy gewyde setel. Die vorste van die volke het saamgekom as 'n volk vir die God van Abraham. Want Elohim word baie verhef, geag deur elkeen op die aarde. Dit is nou nie hoe hy in die boek van herinnering staan nie, ek lees maar soos dit vertaal was vanuit die Duits. Toe hy hierdie psalm gelees het, vra hy baie ernstig: Verstaan julle hierdie psalm? En ons moes sy vraag jammer genoeg met 'n nee beantwoord. Vandag het ons oor hierdie vraag al sedert vanmôre ons hoof daaroor gebreek. Maar ons weet nog niks meer as gister nie. 1000 kere het ons aan U gedink, as U, o meester, dit sou wil, dan sou U ons daaroor wel heel wat lig kon verskaf. Joshua sê: Kyk na die meisie wat ek by die hand hou. Vra dit vir haar, en sy sal dit wel vir julle op die korrekte manier uitlê. Die leier van die skippersknegte sê: Die meisie kan nouliks 14 lente stel. Hoe sou sy dan so wys kan wees so Salomo? Joshua sê: Ja, nie slegs die wysheid van Salomo nie, maar ook die wysheid van die aardse en nog baie meer besit sy in haar suiwer hart. Tot op hede het dit nog geen mens geluk om agter die sterre te kyk nie. Vra haar dit en sy sal dit aan julle vertel. Die beroemde steen van die wysheid het sy in haar rompsak. Dus sal sy die beste in staat wees om julle die kort maar tog inhoudryke psalm goed uit te lê. Probeer dit maar, dan kan julle julleself oortuig. Nou, ons het nou al gesien wat Jara voorstel aan die einde. Jara stel die gemeente
dogter van Sion voor, wat nie net hier in Suid-Afrika is nie, maar oral. En een van die eienskappe van hierdie dogtertjie wat uiteindelik sy bruid gaan word, wat die bruid voorstel nou in die eindtyd, is dat sy baie wysheid gaan kry. En kan ons sê, ons was agter die sterre, om ook te sien wat daar aangaan. Ja, natuurlik kan ons dit sê, want ons het dit gelees, 'n paar lesings gelede, verduidelik sy presies hoe lyk dit daar. Nou weet ons ook hoe lyk dit daar. En omdat die gees wat hierdie openbarings maak genoem word, die gees van waarheid, kan ons dit met waarheid absoluut aanneem. So, ons het goed gesien en ervaar wat geen ander gemeente in die wêreld gesien het nie, behalwe hulle wat Jacob Lorber boeke gebruik. Daar is gemeentes in Duitsland wat dit doen, en sekerlik ook in die ander lande. So, dis wonderlik dat hy vir haar vra om hierdie goed uit te lê. En dit is wat van ons verwag gaan word, is om die psalms uit te lê vir mense. Nie net die psalms nie, ander skrifgedeeltes ook. En dit kan slegs gebeur deur die liefde vir Yeshua. Want dan praat nie jy nie, dan praat hy deur jou. Want hy beloof dit, hy sê, julle hoef nie te bekommer as julle voor die vergaderings gesleep word nie, om te hoor sê, wat gaan julle sê nie. Ek sal die woorde in julle mond lê. En mense wat al die ervaring gehad het, kan getuig. Jy weet nie waar kom die goed vandaan nie. Skielik is die verse net daar. Ek het dit ervaar met 'n paar radio-onderhoude wat ek in my lewe gehad het. En ek moet vir julle sê dat die vraagstellers was vyandig, uiters vyandig. En dan bid ek voor die tyd. En dan skielik, as die vrou of man 'n vraag vra, dan kom die vers in die Bybel in my geheue op, en ek sien die vers waar hy staan. En dit is dan die antwoord. Elke ding antwoord jy met skrif. Sodat jy op die ou einde van enige so onderhoud sê, maar ek het niks gesê nie. Ek sê net wat is in die skrif. Jy besluit of jy dit wil glo of nie. Die leier van die skeepsknegte sê aan sy metgeselle, sy sien werklik baie fraai daaruit, maar haar figuur is ook beslis engelagtig mooi, en dit is nou juist geen teken van wysheid nie. Want tot op hede het ek nog altyd gesien, dat die mooiste meisies ook altyd die domste was, wat heel natuurlik is. Weet ek nie of dit vir julle geld nie. Die mooiste kinders word te veel verwen, en te voorbeeldig gemaak, en leer daarom weinig of niks. Van 'n minder mooi kind maak 'n mens egter gewoonlik nie so 'n groot ophef nie. Elke keer wat hy ondeend is, word hy baie gou gestraf. Die kind word daardeur nederig en beskeie, gehoorsaam, vol deugde en leer daarby heelwat. Maar laat ons maar sien wat die waarlik hemelse mooie meisie ons oor ons psalm kan vertel. Toe wend die leier om tot Jara en stel haar die vraag. En sy sê met die liefste en vriendelikste gesig in die wêreld, beste vriende, nie dat ek so iets erns sou geleer het, en dit daardeur nou as 'n skrifgeleerde sou weet nie. Maar ek voel baie duidelik in my, dat dit wat Dawid se profetiese gees verskeie honderde jare gelede voorspel het, nou volkome voor ons oë vervul is. Dit moes julle tog ook in die eerste instansie binne julle gevoel het. Het julle nie gesien dat hy, oor wie Dawid praat, en wat nou hier liggaamlik te midde van ons leef, oor die see geloop het asof dit droë land was, en sien julle nie hoe hy nou in 'n paar dae slegs maar deur sy woord talle verskillende siektes genees het nie, of siekes genees het nie. Die blindes word siende, die dowes horende, die malaatses word rein, die lammes en kromgegroeide weer reg. En kyk eers na hierdie berg wat voor ons lê, hoe het hy verander in een nag? Wie kan berge versit en die see uit haar bedding optel? Wie is hy aan wie alle engele en al die elemente gehoorsaam is? Kyk, daar staan hy liggaamlik voor ons. Dit bedoel Dawid. En hier is 'n opsommende stukkie wat vir ons sê wat ons moet verkondig aan die eindtyd. Ons moet Yeshua bekend maak.
soos sy hom nou bekend gemaak het aan hulle. Die vissers het erns, maar hulle het al hierdie goed wat sy nou noem gesien, en ons het toch van alles in die Bybel geleer, van sondagskool af, het ons met Joshua se wonderwerke en genesings te doen gehad, wat net vir God self moontlik is, nie vir 'n mens nie. En dit is die boodskap wat ons moet oordra. Want as die mens by Joshua is, dan is daar niks meer nodig om vir hom te leer nie. Dan leer hy self. By hom. Ek raak so hartseer as ek nou met mense in debat gaan, dan sê hulle vir jou, gaan lees, dis hulle antwoord, gaan lees wat hierdie ou sê. My antwoord altyd is, hoekom gaan lees jy nie eerder wat Joshua sê? Dan is jy veilig. Want hy kan met jou praat, nou ander ou kan nie met jou praat nie. Jy weet nie asof hy met die Vader kon praat nie. En omdat jy nie gewoond raak om na die stemmetjie in jou hart te luister nie, dink jy is op 'n eiland en niemand kan met jou help nie. Natuurlik word die hulp bevestig en sterker gemaak deur gebed, deur dienende naaste liefde werke te doen en binne in die liefde te bly. Dit is hoe jy jou geestesoor oopmaak. Want daai oor is in die hart, is nie 'n fisiese oor soos ons materiële ore nie. Ons gaan verder. Het julle nie gesien dat hy oor wie Dawid praat? Nou as dit het ek gelees, vers 10. Vir hom moet ons met ons hande juig, deur werke van egte naaste liefde. En hom moet ons toejuig met die suiwere stem van die waarheid, sonder bedrog, sonder valsheid of arglistigheid. Want weet diegene wat hom met die onsuiwere geskal van die leuen sou wil toejuig. Want hoe mild en sag hy ook is vir die regverdige, so verskriklik is hy vir diegene wat leuns, valsheid en bedrog in hulle harte dra, soos wat dit ook geskryf staan. Dit is verskriklik om in Elohim se hande te val, want Elohim is 'n almagtige koning oor die hele aardbodem. Voor hom kan niemand hom ergens verberg nie. Nou, met die hande juig, dink almal, veral die charismatiese mense, jy moet altyd sing met jou hande in die lug. Nee, dis nie nodig nie. Ek gee nie om as jy dit doen nie. Maar wat jy moet doen met jou hande, moet jy juig deur kos en klere en ander goedere vir jou behoeftige naaste te bring. Dit is om met die hande te juig. Ons het so gebed al behandel. Hoe bid jy met jou hande, jou voete en jou mond? Dit is wat hy wil hê. Nou is hy hier, vers 11, om deur die mag van sy leer alle volke dringend uit te nooi, om hulle by ons te voeg, om deel te kry aan ons verlossing. En die mense, dit is die wêreldse kinders, vir die oordeel onder ons voete te lê. Want slegs ons het hy erfgename van die ewige lewe gemaak. Ja, ons is sy erfdeel. Hy is dit van wie Jakob sê, o meester, vir u alleen sal ek luister. En omdat Jakob dit in sy hart bely, word hy die liefling van Elohim en liefling van die een wat hier te midde van ons bly. Dis baie ernstige woorde, want slegs ons word sy erfgename. Wat bedoel sy met die ons? Die ons wat saam met ons nou by Joshua is, waar ek jare nou op sy skoot sit, so styf teen hom, sy wil hom nie los nie. Dis die ons wat die erfgename gaan word. Jou genetika en jou kennis en al die goed wat mense voorhou wat vir jou gaan redding bring, hulle gaan 'n verskriklike verrassing kry wanneer hulle oorgaan na die ander kant toe. Slegs hulle wat die koning van die heelal liefhet, Joshua, 'n goddelike wese wat nou heers oor alles. Want die Vader het alles in sy hande gegee. Die Vader is in hom. En ons kan in Joshua ook in die Vader wees. Dan is ons ook erfgename.
Maar sonder hom gaan jy nie daar kom nie. Alle godsdienste in die Christendom wat Yeshua ontken, wat hom net 'n profeet noem, alle godsdienste wat die mense het, waar hulle Judeërs wat teen 'n klaagmuur gaan staan en kerm, al daai mense gaan nie by hom uitkom nie, want hulle het hom verloon, teen hom getuig. Dis wat verloon beteken. En dis 'n verskriklike oordeel wat jy gaan kry, as jy ander mense nou nog ook in hierdie gat ingelei het, van Yeshua ontkenning. So hier is vir ons, is ons werk. Maar hy sal nie altyd so by ons bly nie, maar hy sal binnekort weer opvaar na sy ewige hemel, en wel met die blye stem van die ewige waarheid, waarmee hy 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel geskape het vir alle ewigheid van die ewigheid. En hy is en sal die majesteit wees, en die heldere klank van sy basuin, wat bestaan uit die woord wat tot ons gespreek is, sal dit verkondig aan alle skepsels op en in die aarde, en op en verby alle sterre, sowel geestelik as stoffelik. Sy lof moet ons dus volgens die oproep van Dawid besing, want hy is ons Elohim en ons enigste koning tot in ewigheid. Omdat ons egter weet wat hy is, moet ons hom met 'n suiwer en wyse hart eer en prys, en nie op die manier van die huigelagtige fariseërs nie, wat met hulle valse lippe 'n valse Jahwe nader, maar daarby hulle hart vir hierdie ware en lewende Jahwe afsluit, en hulle van hom verwyder. En dis die argument wat ek elke keer hoor in my volk, die boervolk. Ek praat nou nie van liberaliste nie, ek praat van kinders wat absoluut lede van die boervolk is, en dankbaar is dat hulle in die volk is, en verlossing begeer. Maar hulle sluit hulle ore en oë af vir Yeshua. Hulle word kwaad. Vir my natuurlik, want Yeshua is my alles. En ek sit dit daarin, sodat hulle dit kan sien. En dan word hulle woedend. Dan sê hulle vir jou daar, gaan lees wat Japie sê oor die ding. Jammer. Nie wat Japie van Sail sê nie, nie wat Dirk van Vieren sê nie, dit is niks. Dit geld nie. Behalwe as ons die waarheid herlei met ons mond, soos wat ons vanoggend gedoen. Ons lees hierdie verhaal waar Yeshua teenwoordig is. Dis wat ons vir die mense moet gee. Ons moet nie self probeer volgelinge skep nie. En ek het dit baie ervaar in ons volk, dat die voorgangers praat van die, hy maak nou disippels van my disippels. Dis nou wanneer 'n ou van sy gemeente af na oorgaan na 'n ander ou toe. Of hy kan nie sy eie visse vang nie, kom vang hy visse hier in my dam. Ek het dit gehoor dat voorgangers so met mekaar praat. Hallo, jy het nie visse nie, jy het nie disippels nie, jy het nie eers skape nie. Almal is Yeshua se, dis sy visse, dis sy skape en sy disippels. Al wat ons moet doen, ons moet hulle na die groot herder toe lei. Dis al. Ons kan nie iewers langs aan die pad ook vir hom 'n leier wees nie. Want ons is nie bevoeg nie. Ons is nog vol sonde en ons het nie die ewige wysheid wat Yeshua nou is nie. So, moenie tyd mors met mense wat Yeshua verag nie. Wat jy kan doen, jy kan eenmaal of tweemaal met hom praat, en dan stof jy jou voete af, want so 'n persoon gaan baie moeilik verander. En dit is gewoonlik presies wat hy hier sê, as gevolg van die hardheid van hulle harte. Wanneer mense vrywillig liefdeswerk doen, is dit so maklik, selfs is dit 'n persoon in 'n kerk sit, is dit so maklik om hierdie Yeshua boodskap van liefde oor te dra, want hulle is besig met liefde. Al doen hulle soos ek voorheen gesê het, bak hulle pannekoek op die stoep van die winkel, vir die Here. So hy sê, ek bak hierdie pannekoeke vir die Here. Nou ja, of die geld by die Vader se
skatkis uitkom wat vir armes bedoel is, en of dit by die dominee se sak uitkom, sal ons nou nie weet nie. Maar sy gaan geseën word in haar werke, want sy het 'n opregte hart. Hy is egter nie net ons Elohim en koning nie, maar ook van die heidene op die hele aardbodem, want hy alleen sit bo alle mense en bo die hele eindelose skepping, op die ewige setel van sy onbegrensde mag en glansrykheid. Voor hom moet alle vorste van die aarde hulle versamel, soos hulle volke voor hulle, want hy is die enige Elohim van Abraham, Isak en Jakob. Hy alleen het homself verhoog bo alles, ook bo alle embleme van die magtiges van ons uitgestrekte aarde. Dat hy ons opsoek, is selfs vir die engele 'n onbegryplike barmhartigheid. Maar toe hy gekom het, het hy nie onaangekondig gekom nie, want alle profete het daaroor geprofeteer. Baie van die profeseë kon die mense egter deur die steeds groeiende hardheid van hulle harte nie verstaan nie. Nou het hy egter self gekom, waaroor die profete geprofeteer het, en hy self openbaar hom aan alle mense wat van goeie wil is. Baie belangrik, hy openbaar hom aan mense wat van goeie wil is. Nou, hoe werk hierdie hele ding? Hier sê hy het die nuwe Jerusalem opgerig op aarde. En dit het hy gedoen met sy eie liggaam. Toe Yeshua sterf en daai 3 dae in die grot en wat hy in die grafkelder opgestaan het die nuwe Jerusalem beslag gekry. En Openbaring sê vir ons duidelik dat hy is die sentrale lig van die nuwe Jerusalem. En hy sê hierdie stad het nie meer 'n lig, 'n son om te skyn nie, want die lam is die son. Nou hierdie stad, nou in jou geestesoog sien, het 12 poorte. Soos hierso geteken op die bord, hier agter, soos hulle gekamp was op 4 kante. Dis 3 stamme by elke kant. En dit is hoe dit gelyk het by Moses se tyd, en nou het hy die nuwe Jerusalem op aarde opgerig. Nou het hy vir ons 50 dae na sy opstanding, het hy die gees van waarheid uitgestort, wat nog nooit op die aarde was, in 'n kragtige toestand, waar sy enige mens kan werk, wat die waarheid begeer. Dit sê nie dat die ouens in die vorige bedeling nie die waarheid gehad het nie, maar hoofsaaklik het alles deur 'n priesterorde gebeur, omdat die volk so ver van Vader af was. Nou is hy die hoë priester, hy is die sentrale tempel van die nuwe Jerusalem, en nou het hy sy apostels uitgestuur, toe vorm hulle die fondamente. Dink jy nou self in 'n bouwerk, onthou daai hekke sulke groot, wat is arches in Afrikaans? Bo. Dit is hoe 'n poort gelyk het, dan het hy hekke gehad, swaar hout, wat open toe kon maak. Nou het hulle fondasies gegrawe tussen die 12 poorte, en hulle het dit nou opgevou met beton, of dagga soos julle sê. Dit is die 12 apostels se evangelie, waarvan ons maar 7 of 6 het. Ons het nie die ander se evangelies nie, maar met hierdie Johannes evangelie, die groot Johannes, het ons nou alles. Alles wat gesê is deur Yeshua, alles wat gesê is deur alle apostels, het ons nou hierin. Selfs dit van iemand wat ons nie eens geken het nie, klein Jara. Want Yeshua sal nie dit laat neerpen as dit vals was nie. So ons het die volle fondament waarop ons nou kan bou, en ons is elkeen 'n steen in die muur van die nuwe Jerusalem, as ons wil. Of soos hy hier sê, as ons by hom bly. Jammer vir al die ander Israeliete wat dink hulle genetika gaan hulle red, omdat hulle die wet gehoorsaam, of omdat hulle die groot Jahwe wat hulle in hulle koppe vir hulle geskep het, wat daar bo in die lig iewers op 'n troon sit.
Yeshua is hier in ons harte. En ek waarborg julle, hy is ook hier vanmôre met sy engele in hierdie gemeente vergadering. Want hy sê dit. Hy sal altyd by ons wees. Dit is hoe ons oorgaan van hier af na die nuwe Jerusalem toe. Hy vat sy 12.000 uit elke stam en hy bou daai mure, en wanneer die aarde vernietig is, nou hierdie oppervlak van die aarde, word dit weer hernie. En dit is dan die nuwe Jerusalem, met die mense daarop, en die wonderlik verheerlikte diere, wat ons nou al in Karen se lesings van gelees het, die wonderlike plante wat hy vir ons gaan gee, goed wat die oog nog nooit gesien het nie, heerliker dinge wat hy vir ons voorberei het. En dan gebeur 'n interessante ding. Dan die Israel-bedeling, wat mense nie verstaan nie, is afgehandel by die 12.000 uit elke stam van Israel. Dit is afgehandel. Want die 12 poorte verander op die nuwe aarde in 12 gebooie. So jy kan inkom wanneer jy die 12 gebooie nakom. Dis die 10 van Moses plus die 2 van Yeshua. En dan word die heidenkinders ook kans gegee om in te kom. En dit is waar ons Israeliet broers my sal kruisig of gesel vir dit wat ek nou sê. Want dan sal ons geboorte gee aan kinders. Ek sê ons as ek so wonderlik bevoorreg gaan wees om daar te kom. Ons gaan geboorte gee op die nuwe aarde in ons verheerlikte liggame basies aan wedergebore kinders. Hulle gaan uitkom uit die baarmoeder van die moeder alreeds vol wysheid. Want alles is perfek. Satan is gebind. Daar is nie eers 'n begeerte in jou hart wat wêrelds is nie. Mens kan nie indink om op so 'n plek te lewe nie. Maar dit is hoe dit gaan wees. Hy beloof dit in die skrif. So kry die nuwe Jerusalem in jou gedagtes, vorm daai stad van mense, van disippels, van stamvaders en bovenal van Yeshua wat in die middel is van hierdie stad wat 1500 myl by 1500 myl is. En ek dink nie daai afmeting moet ons nou gaan soek hier vir iets nie. Ek dink in die nuwe aarde sal dit vir ons duidelik word wat hy bedoel het daarmee. Want die nuwe Jerusalem in die hemele is al reeds opgerig. 2000 jaar gelede het hy dit opgerig toe hy opgevaar het. En daar is 'n werklike stad in die geestesfeer met huisies, met groot paleise en dan Yeshua se groot huis wat hy weer beskrywe vir ons. En ek sê maar weer vir die wat nog nie gelees het nie, die boek van die hel tot die hemel van Robert Bloom, die laaste 20 hoofstukke gaan oor daai huis, hoe lyk hy? Waarvan hierdie huis wat ons nou gaan oprig net 'n teebeeld is. Wat dit makliker maak vir die mense wat baie diep geval het. Onthou, daar's engelwesens wat geval het en dan is daar engelwesens wat baie diep geval het. En hulle het voortgegaan met skep, want hulle skepingsvermoë is hulle nie ontneem nie. Maar hulle kon niks goed mee skep nie. Nou kan jy dink dat hulle vir biljoene jare skep, al hoe slegter en verweerd raak hulle skepings. En nou wil Yeshua daai wesens ook terugtrek. En daarvoor het hy hierdie nuwe materiële skepings nodig, vanuit die minerale, plante en diereryk, sodat daai wesens se sieledele verbeter kan word. Om ook uiteindelik deur die nuwe Jerusalem op aarde te gaan, waar hulle dan toegang kry tot die nuwe Jerusalem in die hemel. Maar hy moes dit hier op aarde kom oprig, op hierdie onbeduidende, niks seggende ou planeetjie, wat ons nou ook geleer het. Dit stem ooreen met die gevalle wêreldmens se lewenskamertjie, se positiewe lewenskamertjie. En so gaan daar miljarde jare, daar's nie syfers om die jare te bereken nie, sal verbygaan waar hierdie nuwe Jerusalem gaan bestaan.
Want na die 7de dag, ons is nou aan die einde van die 6de dag, dan kom die 7de dag van 1000 jaar. Wat gebeur dan daarna? Dan kom nou weer 'n eerste dag. 2, 3, 4, 5, 6, weer 'n 7de. Hoe dit gaan afspeel, weet ek nie, maar ek weet dit gaan baie makliker wees. Want aan die einde van hierdie 7000ste jaar, die jaar van die vrederyk, kom Satan weer. Hy wek weer in mense die wêreldse gevoelens op, die begeertes en al die onheilige dinge, en dan kom hy om oorlog te maak. En dan vernietig Vader en sy kinders en die engele hom vir ewig. En is hy vir ewig verslaan. Maar daar sal nog steeds op hierdie aarde kinders woon, hulle sal trou en huwelik uitgee en hulle sal kinders vir Vader bring. Dit is wat hy opgerig het vir die hele gevalle heelal, sodat elke siel 'n kans kry, wat die begeerte het. As baie siele wat heeltemal gelukkig is, waar hulle op hulle planeet woon, of iewers in hulle geeste sweer, maar hulle kan Yeshua nie van aangesig tot aangesig sien nie. Hulle ervaar hom in die geestelike son. Vir diegene wat 'n slegte en hoogmoedige hart het, kan hy maar net verskriklik wees. Want die slegte het altyd die almagtige ewige geregtigheid as onverbiddelike en onomkoopbare regter teenoor hom. Net soos wat 'n goeie gevoelige weegskaal al 'n sigbare uitslag gee as 'n mens ook maar 'n haar aan die een kant toevoeg, so kan daar vir hom wat hier is geen nog so geringe onwaarheid, verkeerdheid, boosheid, onregverdigheid of watter ander lompheid van die hart te bestaan nie. Daarom moet hy verskriklik wees teenoor elke sondaar wat in sy bors 'n harde, verstarde en bose hart dra. Verstaan julle nou die 47ste Psalm van Dawid? As 'n mens hierdie gedeelte sonder die liefde in ag neem, sal jy nou sê, ja maar nou, van wanneer het Yeshua nou so geword, want hy sê self, ek oordeel jou nie, maar hy gaan verder. Maar die woord wat ek gespreek het, sal jou oordeel op jou laaste dag. Ek sit die jou in, want dis wat ek bedoel. So, as Yeshua sê, jy moet mense nie haat nie, jy moet mense vergewe, jy moet mense seën wat jou vervloek, en jy doen dit nie, want jy is nie lus daarvoor. Dan kom die hardheid van jou eie besluit, val oor jou. Dit kom oor jou, jy kan dit nie weghou nie. En baie keer is dit van onverbiddelikheid binne in jou, teenoor ander mense wat omslaan in baie erge siektes, soos kanker of selfs in erge gevalle as die bloeddruk heeltemal deur die dak gaan, dan kry die oue beroerte. Want daar was nie rus in sy siel nie. Sy hele wese raak ontstel. Want onthou, die toestand van die siel bepaal hoofsaaklik die toestand van die liggaam. As die siel nie binne die orde van liefde is nie, dan gaan hierdie verskriklike dinge oor jou kom. Ons sien dit, ons as volk het hom nie lief gehad nie. Ons het nie op hom vertrou nie. En nou is ons grond weggevat. En ons is slawe in 'n ander man, nie eers 'n ander mens nie, maar 'n wese wat hy beskryf in die skrif, 'n wille wese, wie se taal jy nie eers verstaan nie, wat klik en klak geluide maak. Hy sê, dit is wie ek oor julle gaan aanstel. So, nou het dit oor ons gekom, omdat ons hom nie eerste in ons lewe gestel het nie, maar die kerke het ons eerste gestel. In my tyd toe ek kleiner was, jonger was almal in die kerk. Nou het duisende die kerke verlaat, dank Vader. Maar die kerk en die staat was een. Die NG Kerk was die staatskerk. Het almal dit wat die politici wil hê, het die kerke vir die mense oorgedra.
En so het hulle, die kerkleiers, het nou saamgesweer met die wêreldleiers, die politici, en hulle het Yeshua nie meer gevolg nie. Hulle het nie meer sy leer verkondig nie. En dit het al hoe erger en al hoe erger gegaan tot nou. En kyk, waar is ons nou met die kerke? Jy hoor nie 'n boe of 'n ba teen enige ding wat hierdie bose regering sê en wil doen aan die hoofsaaklik plattelandse Afrikaner. Want dit is hoofsaaklik die plattelanders se grond wat hulle wil hê. Die kerk swyg in 13 amptelike tale oor al hierdie goed. So, weer eens, kom ons los mense, kom ons los organisasies, hierdie boodskap van Yara sê, vir hierdie 8 skippers, net hy alleen, hy is Psalm 47 se vervulling. Dan sê die mense, waar staan dit in die Ou Testament dat Jesus sou kom? Dit staan oral. Jy moet net mooi lees. Dit staan selfs in die wet. Dink is Exodus 23. Daar sê hy, daar sal 'n profeet onder julle opstaan. En hy sal my naam dra. En julle moet na hom geluister en ek sal julle genees. En daardie gedeelte is deur die Gees ingegee, die Gees van wysheid wat in die tabernakel was, wat vir Moses hulle geleer het. Maar die Gees is een met die Vader. Maar die Vader kan net nie in sy volheid daar gewees het nie, want die aarde sou nie bestaan het as hy hier gekom het nie. Maar sy Gees is iets anders. En die Gees sê, na hom moet julle luister, dan sal die Gees julle genees. So ek hoop, ons kry genesing deur Yeshua, wat ons kan, as ons wil. Ons moet dit net wil. As jy nog hardnekkig vasklou aan jou kerkdogma, moenie kla as dit nie met jou gaan gebeur nie. So dis 'n tyd om vry te kom. Want hy is vryheid. Baie dankie.